Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad maandag die 16de Februarie 2026. Mag dit sommer vir julle 'n great week wees. Mag julle sommer ervaar dat die Here saam met julle is en dat hy julle ook vashou in hierdie week, né? Kom ons maak net ons oë toe. Here God, dankie dat ons U kan aanbid as 'n lewende, almagtige, alomteenwoordige God en Vader. Dankie dat U vir ons gesterf het in die kruis. Here, dat U inderdaad opgestaan het en ons weer kom haal. Dankie dat U Gees vir ons gegee het om onder ons te woon. Here, ons vra ek dat U so vanoggend, wanneer ons so saamgesels, ook met ons sal praat. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is nou vandag hierso by 1 Tessalonisense. Ons begin so stadig en nou klaarmaak, ons is so op die einde. Nou gister het ons 'n bietjie stilgestaan by waar Paulus sê, wees altyd bly, né? Hierdie pragtige, wonderlike gemeente, waar daar liefde is, waar daar geloof is. Paulus is baie lief vir hierdie gemeente. Paulus het Timoteus gestuur, Timoteus het teruggekom, Timoteus het gesê, hy hoef nie te worry nie, die verleier het hulle nie aangeval, hulle weggetrek van hulle geloof af nie. So nou kom gee vir hulle so 18 praktiese goed, wat hulle bietjie na moet kyk, en ons het begin kyk daarna vanaf 1 Tessalonisense 4, wat ek het vir julle genoem het. En gister het ons dan nou, soos ek gesê het, ons stilgestaan wees by altyd bly. Vandag staan ons stil by waar hy sê, bid gedurig. Nou, vriende, die oomblik wanneer ek en jy dit kyk ons sommer daarby verby. Tjoef, daar gaat ek en jy. Tjoek. Interessant, wanneer ons na die Bybel kyk, dan sien ons in die Bybel word gebed so om en by 350 tot 450 keer hanteer, afhangende van wat se vertaling ons nou kyk, né? As ons kyk na hoeveel keer Jesus gebid het, dan sien ons, hy het so tussen 15 en 20 keer staan hy het gebid, maar dan staan hy ook dikwels, hy het gereeld of dikwels gebid, so kan nou baie meer wees, né? Gebed is geweldig belangrik. Vriende, ek en jy weet dit, onthou, gebed is natuurlik, liewe vriende, om met God te praat, wat is soos Adam en Eva daai tyd met God gepraat het. Ons het Elia gesien wat met God gepraat het, Moses wat met God gepraat het, so ek ons 'n paar voorbeelde opnoem, né? So dis om met God te praat. Jy praat met God, en ons praat is natuurlik dikwels versoeke. Here, help my asseblief my kinders, my klein, Here gee my wysheid om my kinders groot te maak. Here, help my net met krag en genade. Here, want ek gaan hierdie light hier gaan ek aan sy ore ophang, wat ook al, né? Ons praat met, maar dit is baie keer ons behoeftes wat ons eintlik vir God sit. Maar dit was eintlik 'n gesprek, né? 'n gebed is mos 'n gesprek. So ons weet hierdie goed, dis nie rocket science, ek dis nie asof julle nou nie dit weet nie. Ek kom aksentueer dit maar net weer 'n bietjie, né? Vriende, ek dink dat ek en jy inderdaad die woord meer moet lees, want die Here kom praat uit die woord uit met ons, en ons reageer in gebed. Ons praat terug met die Here op grond van die woord, né? Dit wat ons nou gelees het hierso. Dis tog heeltyd wat ek en jy eintlik half terug antwoord en terugpraat met God wat ons hierso hoor, né? Wanneer hy hierso sê, praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met die woorde soos julle trouens reeds doen, dan sê ons, Here, help ons dat ons daar in die werksplek mense sal vertroos, dat ons hulle sal moed in praat, Here, help ons, gee vir ons die opening, gee vir ons die wysheid, verstaan? So ons bid die woord. Ja, nie net ons versoeke nie, want as ons versoeke het daarna, wat praat jy nou daarna verder veel, né? Ons kyk gou byvoorbeeld na Psalm 112. Ek hou van die Psalm, want dit is so gebeur, dus jy kan antwoord daarop. Jy kan die hele Bybel kan jy antwoord, as jy iets lees, antwoord jy daarop. So hy kom sê hy, dit gaan goed met elkeen wat die Here dien, en wat al sy vreugde vind in die gebooie van die Here. Wat sy vreugde vind in die gebooie van die Here. Nou kan ons bid, Here, help ons asseblief om u gebooie altyd na te kom. Help ons dat ons vreugde sal vind daarin. Here, wat bedoel vreugde? Vreugde beteken ons wil dit graag doen. U deur die Gees wat in ons werk, help ons dat ons te alle tye sensitief sal wees vir dit wat vir u belangrik is. Here, gee dat ons man en ons vrou sal lief hê wat in die 10 gebooie is. Here, gee dat ons nie sal steel nie. Here, gee dat ons nie ons man of ons buurman se man of vrou sal begeer, of daar by die werk daai man of vrou sal begeer. Here, help ons met daai. Here, help dat ons nie ander mense se karre en se eiendomme en wat ook al sal begeer. Here, help ons daarmee, né? Julle verstaan. So, dit kom uit hierdie een versie uit.
wat al sy vreugde vind in die gebooie van die Here. Nou kan ons dit nog verder vat en sê, maar Jesus som eintlik die hele wet in twee goed op. Nou, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, jou naaste soos jouself, hergedefinieer in Johannes 13:34-35. Nou net daarby, sê, Here, ek wil U lief hê met my hele hart, siel en verstand. Here, ek wil graag by U wees. Here, kom praat met my uit die woord uit. Here, dankie dat U met my praat uit die natuur. Julle hoor wat ek sê, vriende. So, wat gebeur? Jou gebed is nou, ek het nou maar by een sinnetjie. Here, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Ons moet mekaar lief hê, hergedefinieer, né? Johannes 13. Ons moet mekaar lief hê soos Jesus ons het, sodat die wêreld kan sien ons is sy disippels. Here, help ons dat ons so sal optree in hierdie week, dat mense sal sien dat ons U disippels is. Nou is ons maar by een versie. Here, gee dat ek vreugde sal, dat dit vir my lekker sal wees om U uit te lewe. Julle verstaan, vriende, so gebed raak dan regtig 'n wonderlike iets om te doen, want dit raak oor 'n gesprek met jou, met lewende God, met jou Vader. En baie keer hardloop ons bietjie vannag daaroor. Nou, so, kom ons hoor wat Paulus sê, wat hy ook vir hierdie mense gesê het, bid gedurig. Bid gedurig, nie net jou behoeftetjies nie, maar soos wat ek ook nou vir julle gesê het. Kom ons wil staan daarby vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.